Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is Jesaja 49 vers 2. Hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard, en die skaduwee van sy hand het hy my verberg. Hy het my 'n skerp pyl gemaak, en sy pylkoker my weggesteek. Die engel sê, and he hath made my mouth like a sharp sword, in the shadow of his hand hath he hid me, and made me polished shaft, in his kowe hath he hid me. En ek wil stil staan vanoggend by hierdie polished shaft. Nou ek het een keer gelees dat Pebble Beach in die kus van Kalifornië baie gewild begin raak vir toeriste om te besoek. En daar tel hulle die mooiste klippies op, soos wat die Engels dit van praat, pebble stones. Daar in die malende golwe wat dreun die hele tyd, wat woes daar slaan, daar word hierdie klippies heen en weer teen mekaar gerol. Hulle word geskaaf in die skerp wande van die rotse wat om hulle lê. Teen dit word hulle gerol en geskaaf. Dag en nag hou dit so aan, totdat dit laag water is, en dan kan 'n mens eers sien hoe die pebbles daar lê op die strand. En dit is die resultaat dat toeriste reg oor die wêreld hierdie strand besoek, om die mooi pebbles op te tel. Die pebbles word dan uitgestel op hulle kabinette, dit word gebruik om hulle huise te verfraai, as aandenkings gehou, en ook as waardevolle geskenke gegee vir spesiale mense. Maar net 'n entjie aan met hierdie kuslyn, net so om die draai van Pebble Beach, is daar 'n kraans en 'n grot, waagter die water so kalm is, en die golwe nooit omtrent onstuimig raak nie. En daar sal jy sien, is nie ronde stene nie, maar daar is daar stene wat skerp puntjies het. En dit is wat ons vanoggend moet hoor, dat die storms van die lewe, die meeste van die tyd, wanneer ons so gemaal word, ons eintlik waardevol maal, dat daar waarde in ons is. En as jy hier kyk, waar hierdie pebbles die meeste van die tyd in die sonlig lê, kan jy nie regtig praat eers van ronde pebbles nie, maar net klippe wat letterlik op die strand lê. En die toeriste stel nie daarin belang om eers een op te tel nie, want hierdie pebbles is nie so gepolish soos die ronde pebbles wat by Pebble Beach lê nie. Hulle is maar net vaal in enige vorm daar. Soos hulle uitgespoel het, so het hulle net bly lê, want hulle het nooit van vorm verander nie. My ma het altyd 'n manier gehad, as ek met jou swaar gegaan het sy hierdie lied, as die golwe woedend om jou slaan, en jy raak moedeloos, dat jy jou seëninge moet tel, een vir een, en kyk wat God jou leen. Want wat ons hier het, is net geleen aan ons. En wat met ons gebeur hier, is om ons so te skaaf, en ons so te vorm, dat ons waardevol is. Dat mense ook na ons kan kyk, en kan sê, werklik waar, hulle kan die Here se aanraking in ons lewe sien, dat ons vir hom 'n getuienis sal wees, in wat ons doen, dat mense God se groot liefde kan sien, in ons lewe, maak nie saak wat ons deurgegaan het nie. Here Jesus, dankie vir u bloed vanoggend, dankie dat u die rots is, wat teen ons vanoggend kan kom staan. Dankie dat ons hoor, Here, dat ons u maak van ons 'n skerp pyl, wat u in die pylkoker wegsteek. Here, dankie dat ons weet, al word ons geskaaf deur die lewe, bly u lief vir ons. Is dit nie omdat u ons straf nie, maar is omdat u ons wil gebruik op die plek waar ons moet wees. Dankie vir die krag van die bloed, Jesus. Dankie ook, Here, dat ons vanoggend mense kan vergewe, al is dit seer.
Here, dat ons by daai plek kan uitkom, om ook so 'n gepolishede klip te kan raak op U, wie die rots Jesus is. Dankie ook, Here Jesus, vir U liggaam wat vir ons gebreek is, dat ons deur U liggaam genesing kan ontvang, Here, en dat ons kan weet, Here, alles wat met ons gebeur, op die einde van die dag, is U besig om ons bruikbaar te maak. Amen.